Shabbat Shalom, jy's ingeskakel op hierdie Saterdagmôre. Dankie vir jou deelname, dankie dat jy deel is van hierdie bediening. Ek eer Abba Vader vir sy woord en ek dank hom dat ek en jy altyd die oorwinning kan behaal wanneer ek en jy die woord van God begin toepas in ons lewe. En dis belangrik. Ons kan nie sonder die woord lewe en verwag ons moet oorwinning behaal nie. Die woord kom leer ons wat dit is om nou natuurlik in oorwinning te lewe en hoe ons met geestelike oorlogvoering doen. So almal van ons is in 'n battle. Almal van ons is in 'n oorlog gewikkel. En omdat ons in 'n oorlog is, moet ons 'n plan hê, ons moet 'n strategie hê en ons moet weet hoe om die vyand uit te oorlê. So ek wil vandag aan jou kom openbaar, wat is jou geestelike oorlogsplan? Hoe om die duiwel uit te oorlê. En die woord kom gee vir ons 'n pragtige gedeelte en hy gee vir ons alles wat ek en jy nodig het om suksesvol te wees teen die aanval van die vyand. Nou dis nou natuurlik baie beter om te verstaan en te weet wat jou plan is as om nie 'n plan te hê nie. So om die plan beter te verstaan, moet ons nou natuurlik die volgende in ag neem en ek wil jou vat na die woord toe. En ek wil hê dat jy in die woord moet gaan lees en hierdie is jou huiswerk vir vandag. So ek wil hê dat jy in die woord moet gaan lees in die boek van 1 Samuel 17 vanaf vers 26 tot en met 51. Dit is wat jy vandag moet lees en want dis waaruit ek vandag gaan praat. So ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, is vanaf vers 26 tot en met vers 51, daai hele gedeelte. En daai hele gedeelte gaan ek vandag met jou hanteer, sodat jy presies kan weet hoe om geestelike oorlogvoering te doen, en wat dit beteken, en hoe ek dit met sukses kan toepas in my lewe, om nou natuurlik die vyand uit te oorlê in elke area van my lewe. So, om hierdie plan te verstaan, en nou as jy hierdie gaan lees, 1 Samuel 17 vers 26 tot 51, dan kan ons voortgaan met hierdie plan. Want hy praat van Dawid en Goliat en die geveg wat Dawid en Goliat gehad het, is dan natuurlik ons oorlogsplan wat ek en jy het om suksesvol geestelike oorlogvoering te doen. Want geestelike oorlogvoering is van kardinale belang vir my en jou as gelowige. As jy gewas is deur die bloed van die lam en jy is 'n geredde persoon en jy wandel in die weë van Vader, dan beteken dit jy is in 'n oorlog gewikkel en jy moet geestelike oorlogvoering doen. So, Goliat as individu verteenwoordig nou natuurlik die duiwel en die Filistyne in algemeen verteenwoordig die bose magte. Ons kan nie die geveg aanpak en ons kan nie veg sonder die totale vertroue en onderwerping aan Jahweh, Yeshua en Heilige Gees, en volgens Sagaria 4 vers 7 funksioneer nie. Die woord sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, so spreek Jahweh. Die Bybel beskryf nie die atmosfeer nie, die Bybel beskryf nie die geraas nie, die Bybel beskryf nie die gevoel van vrees nie, maar tydens dit alles was Dawid kalm, en dit wat rondom hom gebeur het, het hom nie beïnvloed nie. Dit wat rondom hom gebeur het hom nie beïnvloed nie. So dis belangrik. Dit wat rondom hom gebeur het, die aanval wat geloods was, het hom nie geaffekteer en beïnvloed nie. Want jy sien, die opdrag kom uit die woord uit, en Vader kom sê vir ons, wees nie bevrees nie. Wees nie bevrees nie. Kyk nie angstig rond nie. Het ek jou nie beveel die wees sterk en vol moed, volgens Josua 1 vers 9. So dis die opdrag wat Vader vir ons kom gee, en daarom moet ons nie toelaat dat enige buitefaktore ons nou natuurlik beïnvloed nie. So daar's 'n paar stappe wat ek vir jou wil hanteer en behandel, oor hoe om die geestelike oorlogvoering te doen volgens dit wat Dawid gedoen het en die plan wat Dawid vir ons gegee het om die vyand uit te oorlê. So nommer 1, en ek praat met jou uit 1 Samuel hoofstuk 17. So die eerste stap is, ek en jy moet aanvaar die totale vyandskap van die vyand. Want die duiwel hou nie van jou nie. Kan ek dit so stel? Die duiwel haat jou. Die duiwel haat jou en hy aanskou jou as 'n vyand. En daarom moet jy hom aanskou
as 'n vyand. So aanvaar totale vyandskap teen die vyand. Nou kyk gou, ek vat jou na 1 Samuel 17 vers 26 die B gedeelte, en hier kom Dawid en Dawid sê die volgende, hy sê, want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag. So Dawid kyk na Goliat en hy sê, weet jy wat, ek sien hom as die vyand, en ek sien hom as iemand wat totaal uitgewis moet word, want wie is hy om te dink dat hy teen die lewende God opstaan? En net so kom die vyand teen ons wat die beeld en gelykenis van die lewende God is. Hy kom teen jou, hy kom teen jou familie, hy kom teen jou kinders, hy kom teen jou huwelik, en daarom moet jy totale vyandskap aanvaar. En jy moet nie aanvaar dit wat die vyand kom doen nie, maar jy moet die vyandskap aanvaar, sodat jy kan weet, maar hoor hierso, ek het hierdie gemeenskaplike vyand en ek moet hom uitoorlê. Genesis 3 vers 15 sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Daar is vyandskap tussen Satan en die mens, ek en jy moet dit besef. En hy aanvaar hierdie vyandskap met groot wraak. So as die duiwel die vyandskap aanvaar, dan moet ek en jy dit ook aanvaar, want die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, volgens Johannes 10 vers 10. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So mense, ek en jy moet so waaksaam wees, ons moet nugter wees in ons gedagtepatroon, in ons optrede, in hoe ons funksioneer, want die duiwel lê nie en wag nie. Die duiwel is altyd daar om aan te val. Die duiwel gaan nie terugsit en maar net jou laat verbygaan nie. Daar's nie 'n manier nie. Kyk wat sê die woord, hy sê, Johannes 8 vers 44, hy praat van die duiwel, hy praat van Satan, hy sê, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Met ander woorde, hy soek die ergste vir jou. Dis wat hy soek. So die vyand veroorsaak hartseer, hy veroorsaak pyn, hy veroorsaak ongeluk, hy veroorsaak lyding, hy veroorsaak dood. En daarom moet ons as bloedgewaste, geesgevulde volgers van Yeshua ons hemelse autoriteit begin opneem en soos Dawid begin optree, soos wat toe hy vir Goliat gesien het. En hy sê vir Goliat, of hy sê vir die volk en vir Goliat en vir die lewende God, hy sê, wie is hierdie onbesnede Filistyn? So ons kan vandag die keuse maak om weg te hardloop in vrees, of ons kan die keuse maak om op te staan teen elke Goliat wat in jou lewe is vandag. Want jy sien, die Goliat gaan ons uitdaag. En Goliat daag ons op 'n daaglikse basis uit, en jy kan ander besluit, ek hardloop weg, of jy gaan opstaan teen hom met die autoriteit en die krag van God se gees wat in jou is. Lukas 10 vers 19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. So as die woord vir ons dit baie duidelik kom stel, dat maak nie saak wat die vyand kom doen nie, maak nie saak hoe groot en hoe kragtig en hoe baie demoniese magte daar is nie, ek en jy het die autoriteit, die gesag en die mandaat oor die vyand. Weet jy hoekom kry die duiwel baie keer reg wat hy reg kry? Want ons as mens laat dit toe. Ons as mens laat dit toe. Ons maak die deur oop, ons laat dit toe, en ons sit op ons lauwere, ons dink ons is okay, en die oomblik wanneer die duiwel die slag slaan, dan wil ons bid, dan wil ons intree. Nee, ek en jy moet op 'n aanval gaan, en ons geestelike oorlogvoering is van kardinale belang. In Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit Elohim my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter is as hy wat in die wêreld is. Met ander woorde, die gees van God wat in jou is, daai selfde gees wat Yeshua uit die dood uit opgewek het, woon vandag in my en jou, en deur sy gees kan ek en jy oorwinning behaal. Maar jy sien, die oomblik wanneer ek en jy kyk na die omstandighede, ons kyk na die aanval en ons kyk na wat die vyand kom doen in ons lewe, dan word ons met vrees gevul en ons kan nie toelaat dat die vrees
van die vyand in ons lewe inkom nie. Ons moet die vrees van Jahwe in ons lewe hê. Ons moenie deur vrees in ons lewe geaffekteer word nie. Want die woord sê, 2 Timoteus 1 vers 7, want Elohim het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Heel eerste is ek moet erken en aanvaar dat Yeshua alreeds die vyand oorwin het en neem jou posisie van autoriteit op. So as jy aanvaar dat jy 'n aanval of jy het 'n vyand en dat daai vyand is altyd gereed om jou aan te val, dan moet jy weet, maar ek moet in my posisie en in my autoriteit moet ek funksioneer sodat ek die vyand kan uitoorlê. Nou die tweede ding wat Dawid gedoen het, en ek lees dit in 1 Samuel hoofstuk 17 vers 32, Dawid het nie teruggesit soos die res van die volke nie, soos die res van die Israeliete nie, hy het nie teruggesit nie. Wat het Dawid gedoen? Dawid het betrokke geraak teen die werke van die vyand. So ek en jy moet betrokke raak teen die werke van die duiwel. Kyk wat sê die woord, 1 Samuel 17 vers 32, en Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie, u dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. So met ander woorde, Dawid kyk na die situasie en hy kyk na die omstandigheid en hy kyk hier die aanval wat geloods word en hy sien hierdie Goliat en weet jy wat besluit Dawid? Hy sien die volk is met vrees gevul. Hy sien die soldate staan en niemand raak betrokke nie. En Dawid besluit, weet jy wat? Ek gaan betrokke raak. Ek gaan aktief betrokke raak in hierdie geveg, want wie is hierdie onbesnede Filistyn? Baie van ons is betrokke by die geveg, maar ons is nie aktief nie. En het is belangrik dat ek en jy aktief raak, want die Israeliete was langs die gevegsgronde, hulle was gewapen, hulle het geskree vir mekaar, maar niemand het fisies geraak. Niemand nie. Woorde wat oor en weer afgevuur word, is nie aktiewe betrokkenheid nie. Jy sien, want Jahwe ons Elohim wag vir manne en vroue wat soos Dawid kan optree en sê, ek sal gaan veg. Ek sal gaan veg. Met ander woorde, jy moet opstaan in die môre, jy moet opstaan in die aand, jy moet uitbeweeg uit jou gemaksone en jy moet gaan veg, dat jou gesin onder die beskerming van Jahwe sal wees. Jy moet veg vir jou huwelik, jy moet veg vir jou kinders, jy moet veg vir jou finansies. Want jy sien, die vyand is altyd daar om jou te probeer uitoorlê, en as ek en jy dit gaan toelaat, het ons moeilikheid. Sien, Jesaja sê dit ook, hy sê, in Jesaja 6 vers 8, toe daarna gevra word, okay, maar wie moet ons stuur? Wie kan vir ons gaan? Toe sê Jesaja, maar Vader, hier is ek, stuur my. En ek en jy moet ook opdaag, ons moet ook sê, maar hier is ek, hier nie. Vader, stuur my, laat ek gaan veg teen hierdie vyand. Jy weet, Caleb het ook dieselfde gesê, hy het gesê in Numeri 13 vers 30, toe hy gekyk het na die beloofde land, het hy gesien en hy het gekyk met 'n ander oog. En hy sê, laat ons gerugs optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. En wat sê die ander ouens? 10 ouens sê, daar is nie 'n manier nie, en daai 10 mense beïnvloed die hele volk. So ek en jy moet ons perspektief verander. Ek en jy moet begin aktief betrokke raak in die geveg. Want jy sien, as ek en jy ons autoriteit opneem, dan kan ons aktief begin betrokke raak. Volgende ding wat ek vir jou wil deel is, die derde aspek, maak seker jy het geestelike ervaring. Maak seker jy het geestelike ervaring, want 1 Samuel 17 vers 36 kom praat Dawid en hy sê, maar u dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle. So Dawid sê, ouens, ek het die geestelike ondervinding, Vader het my al in posisies geplaas, wat ek die geestelike ondervinding opgebou het, om teen hierdie vyand te veg. So maak seker jy het geestelike ervaring, en hoe kom daai geestelike ervaring? Deur geestelike oorlogvoering.
So ek en jy kan nie terugtrek en verwag iemand anders te moet dit doen en iemand anders te moet nou bid en ons moet dit nou oorgee vir iemand anders te en ek raak nie aktief betrokke in my geestelike oorlogvoering. Jy sien wat Dawid het die vaste vertroue gehad in Jahwe omdat hy ervaring gehad het met betrekking tot sy hand en redding op sy lewe. In Samuel 17 vers 37 sê Jahwe het my gered uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer en hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. So dis kan jy nie die vyand aanvat tensy jy geestelik opgewasse is daarvoor en kan kennis en ervaring het van Jahwe se bonatuurlike hand op jou lewe. Want jy sien, as gevolg van my geestelike ervaring, kan ek sekere dinge sê, kan ek sekere dinge aanvat, kan ek sekere dinge doen, kan ek die geestelike oorlogvoering aanpak in my lewe, alleen wanneer ek die geestelike ervaring het. So ontwikkel daar die geestelike ervaring, wat jy sien in Handelinge 19 vers 13 tot 15 was daar mense gewees wat gehoor het dit wat Paulus doen. En toe hy gehoor het, en hulle het gehoor wat Paulus doen, en hulle besluit, maar hoorie so, kom ons gaan doen dieselfde, en hulle het natuurlik baie sleg daarvan afgekom, want hulle het geen geestelike ervaring gehad nie, en hulle kom by iemand wat duiwelbesete is, en hulle praat in die naam van Yeshua, wat Paulus spreek, maar hulle het geen geestelike ervaring nie, en daai demoon sê, hoorie so, Yeshua ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie's julle? En daarom moet ek en jy die ervaring hê. En daai ervaring kom vanweë ons wandel met die lewende God, vanweë hoe ons bid, vanweë die oorlog wat ons alreeds aangepak het, die vyand wat ons alreeds uitoorwin het, en dit kom nou natuurlik deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis, want ons getuienis is dit wat ons al deurgegaan het. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en het hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad nie. So my getuienis is dit wat Vader alreeds vir my kom doen het, en net so het Dawid 'n getuienis gehad, dat toe daar 'n beer was, het hy die beer verslaan. Toe daar 'n leeu was, het hy die leeu verslaan. Want jy sien, hy het die opleiding gekry by die skepper van hemel en aarde, en hier staan hy voor 'n groot vyand, en daarom sê hy, wie is hierdie onbesnede Filistyn? So as ek en jy die geestelike ervaring het, dan kan ons maar die handskoene afhaal, en ons kan begin om te veg vir die skepper van hemel en aarde. Ons kan begin veg vir ons eie familie, vir ons huishouding, vir jou eie lewe, vir jou gesin, vir jou kinders, vir jou huwelik, vir jou finansies. Jy sien, daarom wanneer ons seker wil wees van die oorwinning, moet ons in 'n verbond staan met Jahwe. Want jy sien, daardie verbond is nou natuurlik my getuienis, dit is nou natuurlik my geestelike ondervinding wat ek opbou, en sonder die verbond kan ek nie die vyand aanvat nie. En wat beteken dit om in 'n verbond te staan? Dit beteken ek is gehoorsaam, dit beteken dis bruidskap, dit beteken dis heiligmaking, dit beteken dis afgesonder. Ek behoort aan Jahwe deur die bloed van die lam, ek dien hom in gees en in waarheid, en ek aanbid hom vir wie hy is, en nie vir dit wat hy vir my kan doen nie. En bring dit my by die 4de punt, en die 4de punt is belangrik, ek en jy moet veg met die wapens wat jy ken en wat werk. So wat se wapen het jy? Wat se wapen het jy, en wat se wapen ken jy, en wat se wapen werk? Want jy sien, as jy nie jou wapen ken nie, het jy ook nou natuurlik moeilikheid. Jy moet veg met die wapens wat jy ken en wat werk. 1 Samuel 17 vers 39. Dawid sê vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. Nou, wat gebeur hier? Dawid sê, ek sal gaan veg,
En wat sê Saul? Weet jy wat? Trek my panser aan, want jy sien al die soldate is aangetrek vir oorlog. Hulle het 'n sekere manier hoe hulle lyk. Hulle het 'n swaard, hulle het 'n skild en hulle het alles en hulle is gereed vir die oorlog. En Dawid het dit nog nooit aangetrek nie. Daai jong man van 17 jaar oud staan voor Goliat en hy het dit nog nooit aangetrek nie. En hy sê maar ek kan nie hierin loop nie want ek het dit nooit probeer nie. Ek het dit nooit probeer nie. Dit is belangrik dat jy jou eie wapens ken. Jou eie vermoë ken, as ook jou eie tekortkominge. Saul het gedink dat Dawid sal oorwinning behaal met sy wapens. Maar Dawid kon dit nie doen nie. Want Dawid moes geveg het met die wapens wat hy ken en wat vir hom werk. Hy was vertroud gewees met sy slingervel. En hy het geweet hoe om dit te gebruik. En net so kom die woord en hy praat ook oor ander aspekte waar mense oorwinning behaal het met wat hulle gebruik het. Eliezer bring oorwinning deur sy swaard, 2 Samuel 23 vers 10. Samson gebruik 'n donkie kakebeen om oorwinning te kry oor die Filistyne. En hier kom die woord en hy sê vir ons uitdruklik in 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 6, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur Jahwe om vestings neer te werp. Net so terloops, dit beteken dat dis nie in jou krag en in jou vermoë nie. Net soos wat die woord sê in Sagaria 4 vers 6, nie deur krag of deur geweld nie. So, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur Jahwe om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van Elohim en elke gedagte gevange neem teen die gehoorsaamheid aan Messia en ons gereed hou, met ander woorde, jy's gereed om te veg, jy's gereed vir hierdie oorlog, om ons gereed te hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. So daar's 'n paar dinge waarvan hierdie gedeelte praat. En hy sê dat ons wapens is nie vleeslik nie. So watse wapens het jy wat nie vleeslik is nie? Dis nou natuurlik die woord. Jy het die woord, jy het sy gees. So dis nie vleeslike wapens nie, jy het sy gees, jy het sy woord wat aangewend moet word. En wat doen hierdie wapens? Hierdie wapens is om vestings neer te werp, om planne te verbreek, om elke skans wat opgewerk word te vernietig, en elke kennis teen Elohim, om dit tot niet te maak, en elke gedagte gevange te neem, en dit te bring na die gehoorsaamheid van die Messias. So die wapens wat ek en jy het, is nou natuurlik die wapen van die woord, volgens Efesiërs 6 vers 17, wat sê, dis die swaard van die gees. En die swaard van die gees is so belangrik, want as ons nie die swaard ken nie, het ons moeilikheid. Daarom sê die woord, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van Elohim nie. Matteus 22 vers 29. En as ons die woord nie ken nie, het ek en jy groot moeilikheid as ons die vyand wil aanpak. Wat se wapen het ons nog? 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. So die wapen wat ek en jy het, is intense gebed. Intense gebed. En dan sê Jakobus 5 vers 17, hy sê dat die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. So daar moet geregtigheid en regverdigheid in jou lewe wees. En dan wat se wapen het ek en jy nog? Die wapen van onwankelbare geloof. En die gebed van die geloof sal die kranke red, Jakobus 5 vers 15. Die gebed van die geloof. So met ander woorde, toe Dawid gestaan het voor hierdie Goliat, het hy absoluut geweet en hy die geloof gehad in sy binneste, dat die lewende God vir hom sal deurkom. Dawid was nie bang vir die wapens van Goliat nie. Hy was nie. Hier staan Goliat met 'n verskriklike swaard, hy het 'n skild, hy's gepantser, hy het 'n verskriklike spies, en Dawid kyk na hom, en Dawid het geensins geskrik vir die wapens wat hy het nie. Sien, want Dawid het die versekering gehad in sy eie wapens, en het geweet wat die onbeperkte vermoë van die lewende God is, wat deur hom werk. Hy het geweet.
Dan die 5de aspek is kies die gevegsterrein en val eerste aan. Kies die gevegsterrein en val eerste aan. So ons moet veg waar dit vir ons gemaklik is. Ons moet veg waar ons die geveg nou natuurlik op ons terme het. Net soos wat 'n arend, jy kry 'n arend wat slange eet en hy gaan kies vir hom 'n slang en hy haal daai slang uit sy gevegsterrein uit, want waar is 'n slang natuurlik die gevaarlikste? Op die grond. En hy vat daai slang en hy tel hom op en hy vat hom op in die lug en hy verander die gevegsterrein. Hy verander totaal die gevegsterrein, want die vyand het sy gevegsterrein waarin hy gewoond is, en ek en jy moet kies wat se gevegterrein ek en jy het. So ons moet die gevegsterrein verander, met ander woorde, ons moet wees soos 'n arend en van die geveg lug toe. Want die slang kan nie staande bly wanneer die geveg in die lug is nie. Die oomblik wanneer die slang op die aarde is, dis wanneer hy die gevaarlikste is. En daai arend, die oomblik wanneer hy daai slang optel en hy veg met hom in die lug, kan daai slang niks uitgerig kry nie. So, Dawid kies die gevegterrein en Dawid val heel eerste aan. Nou kyk wat gebeur in 1 Samuel 17 vers 48. Toe die Filistyne hom dan klaarmaak en aldeur nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die gevegterrein om die Filistyn te ontmoet. So Dawid het gou gegaan om hom te veg. So die aanval is die beste vorm van verdediging. Nou, ek wil gou vir jou die Engelse gedeelte lees uit die woord, want die Afrikaans gee dit nie vir my so mooi soos wat die Engels sê nie. Die Engelse vertaling sê, David hasted and ran. Met ander woorde, Dawid het gehardloop na die Filistyn. Hy het gehardloop. Hy het nie net geloop nie. Hy het nie net stadig aangekom nie. Hy het gehardloop na die Filistyn. En die Hebreëse woord vir ran is mahar. Mahar. Dis die Hebreëse woord vir ran, wat beteken to act promptly, to go swiftly like a charging lion. Halleluja! So met ander woorde, Goliat het eintlik gesien, hier kom 'n leeu op hom afgestorm. En dit wat in Dawid was nou natuurlik die leeu uit die stam van Juda. Halleluja! Die leeu uit die stam van Juda het afgehardloop gekom na Goliat. So uit baie vinnig opgetree, to act promptly, to go swiftly like a charging lion. En weet jy hoekom moet ek en jy so optree? Want Openbaring 12 vers 12 sê in die B-gedeelte, hy sê, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. So daarom moet ek en jy nie wag vir die vyand om aan te val. Ons wil gewoonlik bid wanneer daar siekte is, en ons wil gewoonlik bid wanneer daar 'n probleem is, en wanneer daar konflik is, en verwoesting en omstandighede en gebrek, maar dan is dit te laat. Ons kan nie wag vir die vyand nie, ons moet eers aanval, net soos wat Dawid gehardloop het na Goliat en hy die aanval geloods. So moet ek en jy op 'n daaglikse basis ons geestelike oorlogvoering moet ons hanteer en ons moet veg teen die werke van die vyand. Dan die 6de aspek. 6de aspek is belangrik. En dit is dat ek en jy moet ons sirkels voltooi. Ons moet ons sirkels voltooi. Wat beteken dit? Maak seker jy het totale oorwinning. Maak seker. Moenie net toelaat dat jy halfhartige oorwinning behaal nie, maar maak seker dat jy het totale oorwinning. Nou, 1 Samuel hoofstuk 17 vers 51 kom gee vir ons dit wat Dawid nou natuurlik gedoen het. Nou luister gou wat sê die woord. En let nou op. Dawid tel 5 klippies op. En hoekom het hy 5 klippies opgetel? Hoekom het hy 5 opgetel? Baie sal sê nee, dis genade. En dis reg, dis goed, dis great, dis die numeriese waarde vir genade. Maar Goliat het nog 4 broers gehad. En Dawid het 5 klippies opgetel, want hy het geweet, Goliat, as ek met jou klaar is, kom ek vir jou broers. En ek gaan al hierdie reëse uitwis in die land van die Filistyne. Ek gaan almal uitwis. En ek gaan nie toelaat dat hulle weer die slagordes van Jahwe ons Elohim durf uitdaag nie. En Dawid vat daai slingervel en hy gooi vir Goliat teen die kop.
En Goliat duik vorentoe en hy val op sy neus. En nou kyk wat gebeur hier in 1 Samuel 17 vers 51. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak en hy het daarmee sy hoof afgekap. Dawid kon nie die reus bring op daardie posisie waar hy sy kop kon afkap sonder om die eerste 5 aspekte toe te pas nie. Hy kon nie. Hy kon nie hierdie 6de aspek toepas voordat hy nie die eerste 5 gedoen het nie. Nou kyk wat gebeur. Die klip tref die teiken. Goliat val, maar geen Filistyn het gevlug nie. Nou gaan lees vers 50. Vers 50 sê dat hy was dood. So met ander woorde, met die impak van die klip en hy val vooroor, sê die woord hy was dood. Maar wat doen Dawid? Dawid het nie teruggestaan en nou maar gewag totdat daar iets gebeur nie. Nee, die woord sê hy was dood, maar geen Filistyn het gehardloop nie. So met ander woorde, die bose magte was nog steeds daar en het nog nie geretireer nie. Weet jy wat doen Dawid? Die oomblik toe Goliat se kop af is en Dawid sy swaard uitgehaal het, Goliat se swaard en sy kop afgekap het, en hy die totale oorwinning behaal het, die oomblik toe Goliat se kop af is, toe vlug die Filistyne. Toe vlug hulle. Met ander woorde, ek en jy moet trap op die kop van die vyand. Die woord sê dit, dat Vader gee aan ons die mag om op slange en op skorpioene te trap. Nou, dis nou natuurlik, ek trap op die kop van die slang en op die stert van die skorpioen. So maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, of dit nou kop of stert is, ek sal oorwin. Halleluja, ek sal oorwin. Daarom moet ek en jy leer om ons sirkels te voltooi en om te volhard tot die einde toe. En ons kan nie opgee na die eerste teken van oorwinning nie. Ons kan nie dink dat die geveg nou verby is, die oomblik wanneer ons die teken van oorwinning het nie. Nee, ek en jy moet kom in totale oorwinning. Is daar 'n gedeelte in die woord waar Joas kom by Elisa. En nou praat hy met Elisa en Elisa sê vir hom, weet jy wat, skiet 'n pyl van oorwinning. En hy skiet 'n pyl van oorwinning en toe hy die pyl van oorwinning skiet, sê hy vir hom, slaan op die grond om die oorwinning te verseker. En weet jy wat doen Joas? Joas slaan 3 keer op die grond. En daarop word Elisa kwaad en hy sê, maar hoorie so, hoekom het jy opgehou na 3 keer? Hoekom het jy nie 5 keer of 6 keer of 7 keer geslaan nie? Want nou gaan jy nie totale oorwinning behaal nie, jy gaan hulle net 3 keer oorwin. En dis wat ons baie keer doen as gelowiges, ons hou op net voor die oorwinning daar is. Ons hou op voor die totale oorwinning plaasgevind het en ons maak nie ons sirkels vol nie. Ek meen Yeshua kom sê dit. Hy gee vir ons die gelykenis en hy sê, ouens, ek gee hierdie gelykenis vir julle sodat julle nie moet moedeloos word en ophou bid nie. Sien, Saul kry die opdrag. Vader gee vir hom die opdrag, tref die Amalekiete met 'n bandvloek. En Saul is ongehoorsaam, hy doen dit nie. En Saul, net omdat hy nie opgetree het volgens die woord nie, en nie al die Amalekiete met 'n bandvloek getref het nie, weet jy wie het hom doodgemaak op die ouene van die dag? 'n Amalekiet. Jy sien, as Saul die opdrag uitgevoer het, en almal met 'n bandvloek getref het, was daar geen Amalekiet gewees om hom dood te maak nie. As jy nie die vyand vernietig in jou lewe nie, gaan die vyand jou vernietig. Ek wil dit weer vir jou sê, as jy nie die vyand vernietig in jou lewe nie, gaan die vyand jou vernietig. En dan die 7de punt, en hierdie is die laaste een wat ek vir jou wil gee. Die 7de punt is, jou hoofdoel van oorwinning. Jou hoofdoel van oorwinning oor die vyand, is om die eer, die lof en aanbidding aan Jahwe te gee. Dis jou hoofdoel. Jy kan nie, wanneer jy oorwinning behaal, enige iets in jouself opbring nie. Jy kan nie dink jy as mens is iets nie. En is die fout wat Saul begaan het, maar luister gou, wat sê die woord in 1 Samuel 17 vers 46, en luister wat sê Dawid,
Dawid sê, vandag sal Jahwe jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, sodat die hele aarde kan weet, dat Israel 'n God het. Is dit nie pragtig nie? So Dawid se hoofdoel was om die God van Israel te verheerlik in die geveg en vir die oorwinning wat hy sal bewerkstellig. En Saul se doel was anderste. Saul se doel was op 'n menslike vlak. En Dawid se doel was op 'n geestelike vlak, want hy wil al die eer en al die lof en aanbidding vir die oorwinning wat behaal is, vir die lewende God gee. En Saul doen iets heeltemal anders. Kyk wat sê 1 Samuel 17 vers 25. Hy sê, en die koning sal die man wat hom verslaan, oorlaai met groot rykdom, ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van belasting. So die fokus van Saul is verkeerd. Wanneer ons veg vir die oorwinning met ons eie menslike eer, gaan ons dit verseker nie maak nie. Ons veg dan in ons eie krag en nie in die krag van Elohim nie. Wanneer die verheerliking van Jahwe ons primêre doel is, in alles wat ons doen, sal die oorwinning en die seëninge nie gekeer kan word in jou lewe nie. Kyk wat sê Jesaja 42 vers 8. Hy sê, ek is Jahwe, dit is my naam. En my eer sal ek aan geen ander gee nie, of ook my lof aan die gesneede beelde nie. So, koning Herodes het aan Elohim nie die eer gegee wat hy toegekom het nie, en die wurms het hom opgeëet, lewendig. Nebukadneser het gras geëet soos 'n bees, omdat hy aan Elohim die eer nie gegee het nie, maar homself verhoog het. En nou kom Saul, en Saul doen presies dieselfde, en hy gee nie die eer van oorwinning aan die lewende God nie, maar Dawid doen. So, hierdie oorlogsplan, hierdie geestelike oorlogsplan, wat ek vandag vir jou gee, is juis sodat jy oorwinning kan behaal. En nou dat jy die patroon het, nou dat jy die bloudrukplan het, en jy kan jou inoefen, en jy kan begin om geestelike oorlogvoering toe te pas, effektief sal jy oorwinning behaal, want jy weet, geestelike oorlogvoering is nou natuurlik jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid. So, geestelike oorlogvoering is jou verantwoordelikheid om ingeoefen te word op 'n daaglikse basis, sodat die vyand jou nie kan uitoorlê, sodat jy in absolute oorwinning kan lewe in Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Want jy sien, die vyand is eintlik nie 'n faktor nie. Ek en jy moet dit besef. Alhoewel die duiwel daar is om ons elke dag aan te val, as ek en jy die verkeerde perspektief het, gaan die duiwel met ons mors. Maar staan vandag op met die autoriteit, die gesag van die lewende God, en raak ingeoefen met geestelike oorlogvoering, sodat jy oorwinning kan behaal in alle aspekte van jou lewe. Halleluja! So dit is jou bloudrukplan, en ek wil hê dat jy saam met my moet bid, net vir 'n oomblik. Ek wil saam met jou bid. En ek wil vra dat Vader jou sal seën, en dat hierdie woord 'n realiteit sal word in jou lewe. Gaan lees dit by die huis, 1 Samuel 17, vanaf vers 26 tot en met vers 51. Gaan lees dit by die huis, gaan maak die aantekening, begin dit toe te pas in jou geestelike oorlogvoering, en ek waarborg jou, jy gaan die hand van Jahwe ervaar en beleef op jou lewe. Halleluja! Kom ons bid saam. Vader, ons dank U dat ons vandag kan inbeweeg in die autoriteit, die gesag en die heerskappy van die lewende God. Dankie dat ons toegang het vanweë die bloed van die lam tot in die allerheiligdom. En ons weet vandag, Vader, ons verklaar dit, dat ons vertroue is op die skepper van hemel en aarde. Ons weet, U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie, en daarom weet ek, Vader, U is altyd met ons. Vader, as ons in gehoorsaamheid wandel,
Vader, ons is in afsondering, daar is heiligmaking wat toegepas word in ons lewe, dan weet ons, U sal vir ons deurkom op 'n daaglikse basis. Vader, ek bid nou vir elke persoon wat ingeskakel is. Vader, dat ons die besef sal hê, ons moet onder die verbond van die lewende God wees, gewas met die bloed van die lam. Vader, dat die woord van God in ons lewe toegepas kan word. Vader, dat ons die wapens van die Gees sal hê. En hierdie wapens, Vader, is kragtig in die lewende God. Hierdie wapens, Vader, is wapens wat ek en almal moet toepas. Dat ons as gelowiges die oorwinning sal behaal. Vader, die wapen van die woord. Vader, is 'n belangrike aspek, die wapen van intense gebed. Vader, die wapen van vurige gebed. Die wapen van onwankelbare geloof. En nou natuurlik U Gees wat in ons werksaam is. Dat ons hierdie wapen sal toepas om die vyand uit te oorlê in ons lewe. Vader, ek kom vandag in die kragwerking van U Heilige Gees en ek bid vir elke persoon wat nou deur 'n stryd gaan, wat nou deur moeilikheid gaan, Vader, wat nou deur 'n aanval gaan en ek bid, Vader, en ek vra dat U hulle sal deurdra, dat U hulle sal help. Ek kom teen die werke van die vyand wat elke persoon wat ingeskakel is, se lewe miserabel wil maak en ek verklaar vandag, Vader, dat mense vandag sal opstaan in die oorwinning van die lewende God. Ons breek vandag die werke van die vyand wat U het alreeds die vyand se werke tot niet gemaak op Golgotha. U het vir ons die oorwinning kom gee deur die bloed van die lam. En deur die woord van ons getuienis sal ons oorwin. Dankie Vader, mag U elkeen nou seën en ek bid dat elkeen se huwelik geseën sal wees, dat die kinders geseën sal wees, dat besighede geseën sal wees, dat finansies geseën sal wees. Ek dank U Vader dat mense vandag inbeweeg in U teenwoordigheid met die krag van Jahwe en die vuur van Jahwe in hulle om elke werk van die vyand tot niet te verklaar in hulle lewe. Vader, ons bid dit vandag alleen in die wonderbare, die heilige, die soewereine naam van ons Meester Yeshua. En ons gees roep uit. Halleluja, halleluja. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel was. Mag jy geseënd wees en mag hierdie boodskap vandag jou geestelike oorlogsvoering verander, dat jy suksesvol sal wees in elke aspek van jou lewe. Nou, dis altyd lekker om met jou te gesels. Jy moet jou Shabbat verder geniet en ek gesels volgende week weer met julle. Nou ja, geniet dit. Shalom.